Goeiedag dames en heren, mijn naam is Sylvester Kutsie en ik is van Time to Talk. Ik zit vandaag hier met die voorzitter van Reinsdorp Eagles, niemand anders dan als meneer Conway Flink. Meneer Conway Flink, alom bekend in hierdie geweste. Sê vir die kykers 'n bietjie hallo man. Goeiedag Sylvester, alias Basie. Goeiemiddag aan al die kykers buitekant en wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer deel van Time to Talk program te wees. Conway, kan ek vir u vra, ons gaan 'n bietjie oor die Invincibles rugby voetbalklub se 80ste bestaanjaar begin. Invincibles vier van jaar 80 jaar van bestaan. Wat beteken so 'n mylpaal vir rugby in Matsikama? Sylvester, rugby in jou huidige omstandighede, wat die challenges wat jy face om volhoubaar te bly is altyd 'n challenge, omdat dit groot finansiële vrae vra. Om 80 jaar te vier is 'n besonderse mylpaal om dit deur al hierdie omstandighede te maak. So ek het die grootste respek vir Invincibles Rugby Club en ons is besonder bly as van Reinsdorp Eagles vir hierdie mylpaal en ons hoop ons kan ook eendag daarby uitkom. En wat sou jy sê, wat dink jy is die geheim agter die Invincibles se vermoë om vir 80 jaar relevant te bly? Altyd, ek dink baie belangrik is jou dissipline en dan jou bestuursvermoë van jou rugbyklub. As hierdie goed nie vind nie, dan kan dit 'n ramp wees op die einde van die dag en dis waar jou rugbyklubs uitmekaar uitskeer. So ek dink dissipline was 'n wagwoord en dan 'n goeie bestuurstyl met altyd belovende spelers wat hulle opgelewer het. Dan in terme van, jy is ook 'n oud rugby speler van Reinsdorp Eagles. Het jy enige onvergeetlike herinneringe van derbies teen Invincibles uit die verlede? Dit was altyd taaf geweest. Sylvester, in my jaar dink ek was ek meer in die gelukkige dae. Toe was Invincibles 'n bietjie 'n laagtepunt. So ons wedstryde en derby wedstryde was tyd geweest, maar ons het meer die oorhand gehad. En ek dink my memories uit dit is die derby waar ek 4-3 teen Invincibles gedruk het. Dan Conway, hoe sien jy die rol van 'n historiese klub soos Invincibles in die ontwikkeling van die jong spelers in ons streek? Ek dink waar Invincibles is sentraal met jou voedingsbron vir rugby na die Boland area. Vredendal is een van die grootste dorpe en Invincibles is een van jou grootste klubs in die Boland streek. So daardie voedingsbron met al sy hulpbronne is een van die belangrikste kenmerke wat rugby later op 'n groter vlak kan oplewer in Boland en dan ook in die Springbokke. Dis Derby Day, die 30ste Mei. Die derby teen Invincible is altyd 'n hoogtepunt. Wat maak hierdie wedstryd so anders as die res? Ek dink is baie moeilik om te beskryf. Jy kan net die derby in woorde omskryf nie, maar dit bring 'n besonderse kenmerk in beide gemeenskappe, opgewondenheid oor hierdie klassieke wedstryd wat altyd 'n klein margin van 'n punte verskil het en tot op die laaste minuut gaan bepaal word. En hierdie mededinging tussen hierdie twee dorpe is iets besonders. En op die einde van die dag is dit altyd rugby wat seëvier en familie wat daai vriendskapsbande bou. So dit is wat dit besonders maak vir ons as van Reinsdorp Eagles. Invincible speel in hul 80ste jaar. Dink jy dit gee hulle ekstra motivering en hoe berei Eagles daarvoor voor? Ek dink die ekstra druk is op Invincibles. Hulle sou graag 'n oorwinning wou hê op hierdie besonderse dag. Ons benader dit, probeer so ver as moontlik om as 'n gewone liga game te benader. Daar's baie emosies. Die vorige coach Camille het altyd gesê daar gaan baie emosies met die derby. Maar ons probeer so nederig as moontlik bly omdat ons spelers se koppe nie groot raak nie. Invincibles is die gunsteling waar hulle heidaglik is en ons is die underdogs. Conway, wat sal 'n oorwinning in hierdie 80ste Jubilee derby beteken vir van Reinsdorp Eagles en hulle ondersteuners? Altyd sal dit vir ons iets besonders wees. Dit sal die scoreboard presse op die ander contenders maak in die Liga Noordweste en dit vir ons op paadjie dalk makliker maak na die einddoel om Liga kampioene te word en die weer deel van die top 12 te wees. Daar gaan natuurlik groot media dekking wees en 'n groot skare, soos jy weet. Hoe verseker jy dat julle spelers
veral van de Rangers Eagles, as wanneer ek praat met jou, gefokus sal bly? Media, as ons kyk na hoe die bentes op die groepe is, van houde tyd en alles en dit maak dit nog iets meer besonders, maar ek dink waar ons graag wil wees is dat hierdie wedstryd tot aan die einde moet plaasvind, tot in die laaste minuut. Die vorige wedstryd was afgeblaas, so ons beroep altyd is op die media en dan ook die breë publiek ondersteuners om die nodige dissipline aan die dag te lê, by die skeieregters wat die game hanteer en dan ook die spelers wat die wedstryd sal speel, sodat ons hierdie pragtige, mooi wedstryd in hierdie 80ste bestaanjaar kan ervaar en in die annale skryf van rugby. Kom by jou rol as voorsitter. Wat is die grootste uitdaging om 'n klub soos van Rangers Eagles aan die gang te hou in die Weskus? Basie, ons grootste uitdaging is altyd jou resources en dan vervoeruitgawes. Van Rensdorp is 'n bietjie in die agterkant van die wêreld geleë wat dit baie moeilik maak om borge te betaal. Maar oor die jare was die rugby wat opgelewer was ons baie tegemoetkomend, maar ons nooi almal uit, want heidaglik is dit met al die stygings in die lewenskostes maak dit moeilik. Spelers is werkloos, hulle kan nie klap verwagtinge nakom nie, maar hulpbronne is 'n konsern. So ons wil 'n beroep doen om aan die eksterne stakeholders om te belê in Van Rensdorp Eagles Rugby Club, want julle sal waarde kry vir julle geld. Wat is jou visie vir die volgende 5 jaar vir Van Rensdorp Eagles? Basie, my visie, ek dink ek het my rakleeftyd bereik as voorsitter, is om graag, as jy terugkyk waar jy geloop het, is om spore te los en nie om krapmerke nie. So ek wil graag belê in jou volgende generasie van leierskap in rugby, sodat dit ook volhoubaar kan wees vir Van Rensdorp Eagles, en dan ook wil ons meer spelers oplewer aan Boland en ook aan Suid-Afrikaanse rugby in die vorm van die Springbokke. Dit is graag my wens. Baie dankie. Hoe belangrik is goeie verhoudings tussen klubs soos Invincibles en Eagles vir die groei van rugby hier? Basie, baie belangrik. Tussen ons twee bestuure hou ons het maar altyd die emosies tussen mekaar baie professioneel. Voor die eerste derby en die friendlies het baie onsmaaklikheid gebring, maar dit is altyd die verhoudinge wat jy het tussen bestuur, want as jy dit reg bestuur daar, dan voel jy positiwiteit oor na die spelers en ook na jou supporters toe. Buiten die uitslag, verwys dan na, hoop jy gebeur, wat hoop jy gebeur op 30 Mei? Wat sal goed wees vir die gemeenskap? Basie, wat ek altyd sal hoop is dat ons sal wen, maar ons respekteer ook die uitslag, hoe dit ook sal wees, en respekteer die skeieregters se beslissing. Baie mooi gestel. Dan die laaste vraag, Conway Flink. Watter boodskap wil jy stuur aan die rugbygemeenskap van Matsikama voor die derby? Ek wil sê, kom ons vat hande as die breë Matsikama. Hier is baie talentvolle spelers in Van Rensdorp Eagles Rugby en Invincibles, en kom ons vorm 'n kring, 'n laar, sodat rugby in hierdie gemeenskap in Matsikama nie verensjouwer word met verkeerde en ongedissiplineerdheid nie. So my boodskap is, kom almal uit, kom ons geniet die game, en die wat jou span ondersteun het met die nodige dissipline. Meneer Conway Flink, voorsitter van Rensdorp Eagles, baie dankie, en ek wens julle voorbereiding vir die wedstryd, die derby, wens julle alle sukses toe, en ons glo en vertrou dat Saterdag rugby sal seëvier. Nogmaals, baie dankie. Baie dankie Basie vir die geleentheid en time to talk viewers, wat 'n besonderse geleentheid. Baie dankie. Meneer Flink, is daar enige logistieke reëlings wat belangrik is of wat jy nodig ag om oor te dra veral aan die toeskouers en die mense wat deur gaan Vredendal toe? Basie, ja, ons bestuur is in beplanning vir 'n oop dag waar ons 'n infotable gaan hê. Hierdie infotable gaan daaroor kan by check-in wees,
waar ons gaan tafels het waar mense kan hulle kaartjies kom bespreek vir Saterdag. Invincibles gaan 'n cashless system hê, so mense, ons doen 'n beroep, julle gaan nie kan betaal by Invincibles nie. Kom Vrydag tussen 4 en 6 en kom maak 'n draai by ons infotable waar jy jou kaartjies kan bespreek, jy wat nog nie 'n plek het nie vir bespreking van jou bus. En dan ook belangrik het ons Saterdagoggend beplan ons 'n parkrun ter ondersteuning van hierdie derby wedstryd by Letsatsi Lodge. Ons doen 'n beroep op alle Eagles ondersteuners om in hul Eagle T-shirts Saterdagoggend 8:00 by Letsatsi aan te meld om daai paar kilometer saam met ons getroue span mee te kan maak. Nogmaals baie dankie. Dankie.